Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees. Kinders, een is nou net 3 geword, dis Emily en Isabel daar agter. Sy is nou 5 maande oud. En as gevolg daarvan het ek omtrent elke Bybel liedjie wat daar is onder die son gememoriseer. En daar is een liedjie wat nou permanent in my kop ronddwaal. En dit is die een van, lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. En jy sal, en wat dit gee jou krag. So, ek moet eerlik wees, daardie eenvoudige kinderliedjie het my diep oortuig. Ek het vir myself gedink, man, ek behoort nou eintlik, ek moet meer by die kinderkerk 'n bietjie 'n draai maak. Die mense het 'n goeie teologie daar. Maar dit my ook laat dink aan my eie lewe. Hoe dikwels sien ons God se woord as iets waarsonder en eenvoudig ons nie kan klaarkom nie. Lees ons Bybel elke dag. Sien ons die woord van God as 'n lewensnoodsaaklikheid? Of sien ons dit as iets wat ons gebruik wanneer dit ons pas? Vanoggend wil ek julle saamneem na Psalm 119, waar ons sal sien hoe die psalmdigter deur al die op- en afdraandes van die lewe gaan, terwyl hy deur alles heen vashou aan die woord van God. Ek dink dit is een van die mooiste en mees praktiese voorbeelde van wat dit beteken om in Christus te bly en aan hom getrou te volg. Maar voordat dat ons daarby uitkom, moet ons eers 'n paar verkeerde sienings oor God se woord aanspreek. Ek dink daar is 3 beskouings van God se woord. Die eerste een, dink ek, is die wettiese beskouing. Hierdie siening sê, as ek nie my Bybel elke dag lees nie, gaan ek dalk struikel van die pad af, en hy sê dat ek gaan dalk God se straf kry as ek nie my Bybel lees elke dag nie. Of ek gaan dalk my verlossing verloor en nie meer gered word nie. Ons weet dit is nie waar nie. Ons lees nie die Bybel om gered te word nie, maar omdat ons gered is, lees ons nou die Bybel. Die tweede beskouing is die liberale beskouing. Hierdie siening sê, as 'n nuwe Christen het jy die Bybel nodig. Maar hoe meer en meer jy aangaan en wandel met Christus, het jy dit minder en minder nodig. Met ander woorde, God speen jou geleidelik van sy woord af. En ek sê dit nie bloot as 'n voorbeeld nie, hierdie is werklik waar raad wat iemand my gegee het. Kan jy dit glo? Maar die probleem is, dat dit nêrens so geleer is vir ons in die Bybel nie. Nommer 3, en wat ek dink is die Bybelse beskouing, is die siening dat God se woord 'n noodsaaklikheid is. Dit is nie 'n luks nie, dit is nie 'n byvoeging tot die Christelike lewe nie. Dit is iets waarsonder ons nie kan leef nie. Net soos ons liggaam voedsel nodig het, het ons siele die woord van God ook nodig, elke liewe dag. Maar maak nie saak hoe jou verhouding met God se woord tans lyk nie. Kyk net saam met my hoe die psalmdigter na God se woord kyk en hoe hy daarna terugkeer te midde van alles wat lewe hom na toe gooi. Ek gaan begin met ons slides, julle kan daar sien. Ek hoop dit is groot genoeg, as dit nie is nie, sal ek dit mooi en duidelik praat. Psalm 119 is die langste psalm en ook die langste hoofstuk in die hele Bybel. Nou moenie bekommer nie, ek gaan nie deur elke liewe vers van 176 van hulle gaan vandag. Maar wat ons gaan doen is, ons gaan sien hoe deur elke van die verse, amper elke vers van die 176, gewys die psalmdigter terug, na hoe hy nou terugkeer na God se woord, te midde van elke liewe ding wat in sy lewe gebeur het. En dit wil ek graag met julle deurdra vandag. So ons gaan deur baie van die tekste kyk, maar wees net saam met my asseblief. So, hierdie psalm bestaan uit 22 afdelings, elke een met 8 verse. Elke afdeling het begin met 'n opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet. Daarom staan dit bekend as die akrostiese psalm. Dit is asof die psalmdigter die hele alfabet neem, van Alef tot Taf, en dit vul met sy lof vir God se woord.
Want van begin tot einde leer hy ons dat God se woord voldoende is vir elke seisoen van ons lewe. Nou daar is 8 woorde vir God, vir God se woord wat die psalmdigter gaan gebruik in Psalm 119, en ek wil gou net daardeur gaan, sodat ons, wanneer ons dit hoor, verstaan ons waarna verwys hy. So die eerste een is die wet, is die Torah, dit is God se onderrig, lering en geopenbaarde wil vir sy volk. Dan het ons sy bepalings, dit is getuienisse of verklarings wat getuig van wie God is en wat hy vereis. Dan het ons opdragte, dit is God se voorskrifte vir die lewe. Dan het ons ook voorskrifte wat vasgestelde verordeninge wat God ingestel het. Ons het bevele, dit is God se gebooie wat gehoorsaam moet word. Mislissings, dit is God se regverdige oordeele en uitsprake. Dan het ons sy woord of woorde, dit is die Hebreëse woord dabar, dit is God se gesproke of geopenbaarde woord. Dan laaste, die 8ste een het ons belofte. Dit is God se uitgesproke beloftes en toesigginge. Nou al hierdie woorde verwys na God se woord, en veral in die Nuwe Testament sienings wat ons nou is, sien ons al hierdie goed as deel van God se woord. En Psalm 119 uitlig wat ons help verstaan hoe die Bybel ons help om in Christus te bly te midde van goed wat in ons lewe aangaan. So daar, ek dink, ek wil gou vir julle wys wat ek graag wil doen. Ons gaan nie deur alles 167 van hulle gaan nie, maar wat ek graag wil doen is vir julle wys dat daar 4 waarhede uit Psalm 119 is wat ons gaan help om te wandel met Christus tot die einde. Die eerste waarhede is 'n liefdevolle verhouding met God se woord. Ons sal sien wanneer ons deur dit gaan dat die psalmdigter nie bloot kennis van God se woord gehad het nie. Hy het dit lief gehad. Hy het daarin behaag gevind. Hy het dit gekoester. Tweedens sal ons sien dat ons gevoelens, wat is ons gevoelens in verhouding met God se woord? Ons sal sien hoe God se woord ons help wanneer ons gevoelens, begeertes, versoekings ons probeer wegtrek van Christus af. 3 is ons omstandighede in verhouding tot God se woord. Ons sal sien hoe God se woord ons deurdra deur moeilike tye, vervolging, swaar kry en omstandighede buite ons beheer. En dan die laaste punt wat ons gaan sien is die rol van God se woord om ons te help volhard tot die einde. Ons sal sien hoe God sy woord gebruik om ons te versterk, te bewaar, te help getrou te bly, totdat ons eendag saam met hom is. En dit is my gebed dat teen die einde van hierdie psalm sal ons saam met die psalmdigter sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So kom ons gaan daar kyk. So die eerste een is, hoe moet ons verhouding wees teenoor die Bybel? Kom ons kyk wat sê die psalmdigter. Ek gaan deur baie van die psalms, ek bemoedig julle aan om by die huis vandag die hele psalm van al die 176 verse te gaan lees. Ek dink dit sal jou baie help, maar vandag gaan ons net deur 'n paar van hulle gaan. Vers 14 sê, oor die pad van U bepalings is ek verheug soos oor enige rykdom. Vers 16 sê, in U voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal U woord nie vergeet nie. Vers 24 sê, nog steeds is U bepalings my grootste vreugde, hulle is my raadsgewers. Vers 47 sê, ek vind vreugde in U bevele wat ek liefhet. 72 sê, die onderrig uit U mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. Vers 79 sê, hoe lief het ek U wet, die hele dag dink ek daaroor. Psalm 103 sê, hoe streelend is U woord vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Sien julle hoeveel keer gaan hy terug na Jesus se woord, na God se woord, en hy sê hoe lief is hy vir hierdie woord. Vers 162 sê, ek verheug my oor die woord, soos iemand wat 'n groot byt gevind het. 167, ek kom U bepalings na, ja, ek het baie lief. Daar is baie meer van hierdie verse wat hy sê hoe lief is hy vir God se woord,
Hierdie is net 'n paar van hulle, en ons kan klaar sien die hart wat die psalmdigter het vir God se woord. Dit laat my dink aan wat Job gesê het in Job 23 vers 12. Hy sê, die opdrag van sy lippe, daaraan het ek my nie onttrek nie. In die vou van my kleed het ek die woorde uit sy mond in bewaring gehou. Nou, ons weet dat die meeste van ons nie doelbewus 3 dae sonder kos sal gaan nie. Want ons weet dat ons dit noodsaaklik het om te leef. Maar dit is 'n baie sad ding dat ons sien dat baie Christene dae, weke en selfs maande sonder gaan om hulle self met God se woord te voed. En dan wonder hulle hoekom hulle geestelik swak, moedeloos en kragteloos voel. Job het iets verstaan wat baie gelowiges vandag vergeet. God se woord is nie 'n leks nie. Dit is nie iets wat ons kan net gebruik wanneer ons tyd kry, of wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. God se woord is 'n noodsaaklikheid. Net soos voedsel en die liggaam onderhou en versterk, so onderhou en versterk God se woord die siel. Net soos ons mense nie fisies kan groei sonder kos nie, kan 'n Christen nie geestelik groei sonder 'n afhanklikheid aan die woord van God nie. Daarom behoort ons nie te verbaas te wees nie wanneer ons geestelik swak raak nadat ons belang tye sonder God se woord wandel. Ons het dit elke dag nodig. Jesus sê in Matteus 4 vers 4, hy sê, maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Nou, Charles Spurgeon het die volgende gesê, wat ek dink 'n bietjie tongue in cheek is, maar dit het my baie getref. Hy sê, die Bybel is brood vir noodsaaklike gebruik, nie koek vir spesiale geleenthede nie. Ek sê dit weer, die Bybel is brood vir daaglikse gebruik, nie koek vir spesiale geleenthede nie. Wat 'n treffende waarheid. Ons maak nie net gebruik van God wanneer dinge verkeerd loop nie. Ons leef elke dag daarvan. 'n Liefde vir God se woord en om dit in sy regmatige plek te sit in ons lewe te gee, is uiters belangrik as om gehoorsaam en saam met hom te wandel. As ons nie God se woord sien vir wat dit werklik is nie, sal ons nooit dit werklik kan lief hê nie. En as ons dit nooit werklik kan lief hê nie, sal ons dit nie doen nie. Ons sal dit nie kan uitleef nie. God se woord behoort iets te wees waarsonder ons nie kan funksioneer nie. En terwyl ek Psalm 190 bestudeer het ek myself 'n uitdagende vraag gevra het. Het ek u woord so lief soos wat die psalmdigter het? En ek wil vir julle vir vandag dieselfde vraag vra. Is julle lief vir julle Bybels? Is dit iets waarsonder jy kan nie klaarkom nie? En een van die maniere waarop ons liefde vir God sigbaar word, is deur 'n liefde vir sy woord. Hoe meer ons God woord lief het, hoe meer sal ons begeer om dit te gehoorsaam. Dit is waarom ons 'n regte verhouding met God se woord nodig het. Ons sal nie geskit word nie, omdat ons vertroue nie in onsself is nie, nie in ons omstandighede nie, nie in ons gevoelens nie, maar in sy woord wat nooit verander nie, en hy bly getroue. So kom by my tweede punt, is ons gevoelens in verhouding met God se woord. Wat moet ons gevoelens wees, as ek kom by die woord van God? Moet ons gevoelens ons lei, of moet God se woord ons lei? Hierdie punt het te doen met wie ons is van binne af, wat ons glo en waarin ons vertrou. Dit is aspekte van ons lewe wat ons oor beheer het. Ons kan kies hoe ons voel en hoe ons daai gevoelens hanteer. Ons eie begeertes en gevoelens is dikwels die struikelblok wat ek dink baie van ons het in ons Christelike lewe. Soms laat ons toe dat ons gevoelens en optrede en ons reaksies bepaal, eerder as om God se woord te vertrou. Ons neem dikwels besluite en tree op volgens wat vir ons goed voel, eerder as wat duidelik in God se woord staan. Iemand het vir my een keer gesê, sonde voel lekker,
anders sou niemand dit gedoen het nie. En dit is nie moeilik om te verstaan hoe ons afdwaal van God se woord as gevolg van ons gevoelens, want dit is lekker. Maar ons moet onthou dat ons uiteindelik gevorm word deur dit waarin ons vertrou. Of op onsself, op in God se woord. En ons moet daai besluit maak op 'n daaglikse basis. Vir wie volg jy? God of vir jouself? As ons onsself vertrou, beteken dit dat ons eie begeertes bepaal wat reg is vir ons. Dan word ons besluite gebaseer op veranderlike emosies, eerder op vertroue van God. Die alternatief is om op God te vertrou, aan om hom te onderwerp en toe te laat dat hy wat nooit verander nie, wat alles weet, alles sien en almagtig is, ons lewenspad bepaal. Ek dink John Bunyan, wat hierdie twee keuses baie goed saam in sy bekende aanhaling. Of hierdie boek sal jou van sonde weghou, of sonde sal van jou van hierdie boek weghou. En dis die een wat ons moet kies vandag. Kom ons kyk hoe die psalmdigter die voortdurend sy gevoelens en versoekings onder die heerskappy van Christus bring. Soos wat Paulus later skryf in 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, en elke skans wat opgerig word teen die kennis van God, ook neem ons gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Kom ons kyk weer in Psalm 119. Vers 9 sê, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou, deur te hou by u woord? Vers 10 sê, met my hele hart soek ek u, laat my tog nie afdwaal van u bevele nie. Vers 11, in my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. Vers 28 sê, my lewe vloei weg van verdriet, rig my op volgens u woord. Vers 29 sê, die pad van bedrog, neem dit van my weg en die wet, gee dit genadiglik vir my. Kom ons gaan aan. Vers 36 sê, laat my hart na u bepalings neig en nie na winsbejag nie. Vers 37 sê, wend my oë daarvan af om na nietelose dinge te staar, hou my lewend op u paaie. Vers 81 sê, my siel smag na u verlossing, op u woord wag ek. 82 sê, my oë smag na u belofte en vra, wanneer sal u my troos? En ek kan dink ons het al baie keer daar gevra, wanneer gaan u my troos nou? Wanneer gaan dit deurbraak wees? Wanneer gaan hy in my lewe intree en die omstandighede van my weggevat? En ons gaan later sien dat dit is nie ons omstandighede wat weggehaal moet word, maar eerder ons wat moet verander. Kom ons kyk. Psalm 83 sê, want ek het geword soos 'n stuk vel vol rook, maar u voorskrifte het ek nie vergeet nie. Sien julle hoe baie keer hy teruggaan na God se woord te midde van alles wat in sy lewe aangaan, te midde van sy gevoelens. Ons moenie ons gevoelens onder die mat waai nie en sê dit bestaan nie. Ons gevoelens bestaan, dat dit is werklik wat ons voel. Maar die vraag is daai gevoelens wat ons moet lei? Ja of nee? Selfs te midde van uiterste wanhoop, vanuit 'n menslike oogpunt, laat die psalmdigter nie toe dat sy gevoelens sy optredes bepaal nie. Maar hy wend hy om tot God se woord en word hy daarin herinner dat God hom nie in die steek sal laat nie, maar dat hy naby aan die gebrokenes in hart. Psalm 119 vers 101 sê, van elke slegte pad het my voete weerhou, sodat ek u woord kan onderhou. Psalm 100 vers 104 sê, uit u opdragte kry ek insig, daarom haat ek elke bedrieglike pad. En die bekende vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. God se woord verlig ons pad en wys ons hoe ons behoort te leef. Daarom haat ons alles wat ons probeer wegvat van God se woord. Dit is 'n moeilike waarheid om te verstaan en dit eintlik toe te pas in jou daaglikse lewe. Want ons is van natuur geneig om ons eie begeertes, ons eie gevoelens, wat is beter vir my, wat wil ek hê, te volg.
in plaas van om basies net op God se woord te leef. Dit is waarom dit belangrik is om te onthou dat daar 'n prys is om God se woord te volg. Daar's 'n koste daarvan. Dit sal van jou vereis om jou begeertes en al die aantreklike vermaak van hierdie wêreld prys te gee. Om dit weg te vat van jou lewe af. Die dinge wat ons glad nie laat voel en ons aandag wegtrek van selfverloening. In plaas daarvan moet ons fokus verskuif van die behoud van die eie ek na die verloening daarvan. Ons kan egter moed skep, want die woord van God sal ons nooit vra om te gaan waar die Gees ons nie sal lei nie. Johannes 6, daar's Jesus, daar's 'n groot skare van mense wat na hom toe gekom het om te luister wat hy gaan sê, en hy verduidelik vir hulle van die koninkryk, van die evangelie en van die Christelike lewe. En in vers 6, vers 60 sê ons, hy sê, baie van sy disippels het, toe hulle dit gehoor het, die goed wat hy vir hulle geleer het, hulle sê, hierdie woord is erg, wie kan daarna luister? En dan sien ons later in vers 66, hy sê, hierhoor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer saam met hom rondgegaan nie. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil tog seker nie ook weggaan nie. Maar Simon Petrus antwoord hom en hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woord van die ewige lewe. Die lewe sal ons gereeld laat voel dat dit eenvoudig te veel is om van ons gevra te word om Jesus te volg in hierdie bose wêreld van ons. Soms voel ons dalk dat ons te sondig is of te swak is om God se woord uit te leef. Maar neem hierdie woorde te hart. Maak nie saak hoe dinge in jou lewe lyk nie. As jy in God se woord bly en daaraan vashou, kan jy verseker wees dat jy in die hande van die enigste een wat se woorde ewige lewe bring. Selfs al gaan ons deur tydelike swaar kry en beproewings. Dit sluit dinge in wat met ons, so die volgende ding wat ons gaan deurgaan, is ons gaan nou kyk, ons nou begin, hoe moet ons gevoelens wees teenoor God se woord? Moet ons gevoelens ons lei of moet God se woord ons lei? Nou die tweede een wat ons gaan kyk is, hoe moet ons wees teenoor ons omstandighede? Nou dit is iets wat ons nie kan bepaal nie, dit is iets wat ons nie iets kan mee doen nie, dit gebeur met ons. Daarom wil ek vir julle verder wys hoe God se woord voldoende is, selfs te midde van ons omstandighede. Kom ons kyk, Psalm 23 sê, selfs al sit leiers met mekaar en praat oor my, u diensknegt sal oor u voorskrifte bly nadink. Vers 61 sê, die toue van goddeloses het my omstringel, maar u wet het ek nie vergeet nie. Psalm 84 sê, hoeveel dae is daar nog voor u diensknegt? Wanneer gaan u die oordeel voltrek oor my vervolgers? Vers 85 sê, vermeteles het my wangkuile gegrawe. Hulle vat nie volgens u wet optree nie. Vers 86 sê, al u bevele is betroubaar, maar hulle vervolg my sonder rede. Help my. 87 sê, byna het hulle my vernietig hier op aarde, maar ek het die opdragte nie verontagsaam nie. Vers 95 sê, goddeloses wag vir my om my te vernietig, maar op u bepaling slaan ek ag, en dit gaan aan en aan en aan. En vers 110 sê hy, goddeloses het vir my 'n net gespan, maar van die opdragte het ek nie afgewyk nie. 76 sê, voordat ek swaar beproef is, was ek aan die dwaal, maar nou kom ek u woord na. 69 sê hy, maar ek met my hele hart hou ek by u opdragte. Vers 70 sê, hulle harte is so gevoelloos soos vet, maar ek vind vreugde in die wet. 71 sê, dit is goed vir my dat ek verneder was, sodat ek u voorskrifte kon leer. En dan sien ons weer eens in Psalm 92 sê hy, as u wet nie my vreugde was nie,
sou ek in my ellende vergaan. Hierdie is 'n moeilike waarheid wat ons ook oor God se woord moet verstaan vanoggend. Soms gebruik God beproewings, swaar kry en verdrukking om ons nader aan hom te bring. Nader aan sy woord. Wanneer alles in ons lewe goed gaan, is ons geneig om nie regtig te worry oor God en sy woord nie. Wanneer alles in ons lewe goed gaan, is dit maklik om selfstandig te raak. Maar wanneer moeilike tye kom, dryf dit ons dikwels terug na God se woord, waar ons troos, leiding gee en waar ons krag vind. Dit is juis in hierdie tye dat ons nader aan God trek en leer om meer op hom te vertrou. Later, wanneer ons terugkyk na ons op die beproewing, besef ons dat God daarin verheerlik is, omdat ons moet op hom staat maak, want ons kon nie deur dit gaan op ons eie krag nie. Deur hierdie beproewings leer ons nie net meer om op God te vertrou nie, maar ons leer ook meer van wie hy werklik is. Sy getrouheid, sy goedheid, sy genade en sy wysheid en sy liefde vir sy kinders. In Romeine 5 vers 3 sê hy, maar dit is nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstelling volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. God gebruik lyding om ons te heilig. Dit is deur die voortdurend in sy woord te bly, dat hy hierdie heiligmaking in ons bewerk. En Jesus sê dit in Johannes 17 vers 17, sê hy, heilig hulle deur die waarheid, u woorde is die waarheid. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Mense, God is so soewerein, so heilig en so voorsienig, dat hy nie eens beproewings of versoekings verlore laat gaan nie, maar dit gebruik om sy verlossingsplan te vervul. God is nie die oorsaak van lyding nie, maar hy gebruik lyding tot sy eer en tot ons beswil. Hy neem 'n gemors soos ek en maak daarvan 'n boodskap van sy heerlikheid. Iemand wat sy heerlikheid, sy koninkryk en sy waarheid verkondig. Dat iemand wat eens dood was in hulle sonde, nou tot heerlike lewe gebring is. Wanneer die wêreld rondom ons van alle kante af met uitdagings oorweldig, kan ons maklik fokus verloor en toelaat dat ons omstandighede bepaal hoe ons optree en hoe ons reageer. Maar dank God dat ons sy gees het en dat ons sy woord het om ons gedagtes en optrede te lei en nie ons omstandighede nie. Net soos Jesus die storm vir die disippels op die boot stil gemaak het, het Petrus in sy menslikheid eerder na die omstandighede om hom gekyk as om op Jesus te vertrou en te kyk. Terwyl hy eintlik vergeet het dat hy in die teenwoordigheid is van hom wat die storms en die see beheer. Die kinderliedjie sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat hy nie kan doen nie. En die probleem is, ons moet onsself net herinner, wie is God volgens sy woord? En nie probeer om ons omstandighede te verander nie, maar eerder verander waar ons vertroue lê. Daar is 'n liedjie wat my baie getref het. En dit is geskryf deur 'n man wat sy kleinkind kanker gekry het. Op dieselfde tyd wat hy uitgevind het, sy kind het kanker, het hy uitgevind dat daar 'n storm kom, en eintlik het daai storm sy hele huis verwoes, sonder niks oorgebly nie. En hy het geworstel met God, en hy het bly die vraag vra, God, wanneer gaan jy my omstandighede beter maak? Wanneer gaan jy my omstandighede verander? En hy moes geleer het dat, nee, God, jy gaan nie my omstandighede verander nie, maar jy gaan my verander, en my die krag gee om deur dit te gaan. Dis harde woorde, mense, maar dis goed wat ons in sy woord sien. In hierdie Psalm 119 gaan hy weer en weer en weer terug, dat God se woord is wat ons moet wees.
Teen hierdie tyd is dit eintlik vir ons duidelik dat die psalmdigter deur geweldige lyding, verdrukking, versoeking, vyande, mense se opinies en sy eie twyfel en sy eie gevoelens gegaan het. Ons weet as Christene dat toe ons besluit het om Jesus te vervolg, ons het ook die koste daarvan bereken het. Ons weet dat as hulle ons verlosser vervolg het en verrag het, hoe meer sal hulle ons vervolg. Ons weet dat ons Christene nie volg om die lewe maklik te maak nie, maar sodat ons hoop in hierdie lewe kan hê en die vermoë kan hê om daardeur te volhard en te oorwin deur Christus wat ons krag gee. Filippense 4 vers 13 sê, totdat alles is ek in staat deur hom wat my krag gee. En dit bring my tot my laaste punt. Ons het nou al klaar gesien hoe ons 'n liefdevolle verhouding moet hê teenoor God se woord. Ons het gesien dat sy woord ons daarvan weerhou om te struikel wanneer ons gevoelens en ons omstandighede ons oorweldig. En ons het gesien dat sy woord volkome genoegsaam is om ons te red uit elke omstandighede en elke gevoelens wat ons het. En daarom, soos ons aanhou om daarop te vertrou, stel dit ons in staat om tot die einde te volhard. En dit kom met my volgende en laaste punt. Hoe God se woord ons in staat stel om tot die einde te volhard. Want dit help nie ons kom 3/4 van die pad, dit help nie ons kom halfpad. Ons moet druk tot die einde. Ons moet elke dag aan sy woord gehoorsaam wees en in hom vertrou totdat ons dit kan deurmaak deur die lewe tot die einde. So kom ons kyk. Psalm 119 vers 44 sê, ek wil u wet voortdurend nakom, vir altyd en vir ewig. Vers 50 sê, dit is my vertroosting in my ellende, dat u belofte my lewend hou. Maar wat het God ons beloof? Kom ons kyk na Deuteronomium 31 vers 8. Hy sê, die Here is die een wat voor jou uitgaan, hy is by jou. Hy sal jou nie in die steek laat en jou verlaat nie. Moenie bang wees nie en moet jou nie laat afskrik nie. Psalm 111 sê, ek het u bepalings as blywende erfporsie ontvang. Ja, dit is die vreugde van my hart. En vers 112 sê, ek rig my hart daarop om u voorskrifte uit te voer, vir altyd tot die einde toe. In vers 144 sê, u bepalings is regverdig vir ewig, gee my insig, sodat ek kan lewe. Vers 160 sê, die wese van die woord is betroubaarheid, en elke een van die regverdige beslissings is vir ewig. Ons kan op God se woord vertrou om ons te dra en te onderhou. Ons kan vertrou dat sy weer reg is, en dat dit nooit sal verander nie. Daar sal nooit 'n tyd wees in jou lewe, en nooit 'n tyd wees in die toekoms, waar dit die verkeerde besluit sal wees, as om God se woord te vertrou. Dit sal nooit ophou om lig te skyn op die pad van geregtigheid nie. Ons sal nooit verkeerd wees om hom te volg nie, en te vertrou, dat as ons sy woord volg, sal ons deurdra tot die einde. Hy het beloof dat hy getrou is om te red, en dat hy die goeie herder is. Hy is altyd in beheer, en hy werk alles ten goeie vir die wat vir hom liefhet. Die woord van God sal ons vir ewig en altyd waar bly. Wat 'n geseënde hoop is dit nie om in God se woord te wees, te bly, te wandel en te ken nie. Laat ons nie soos Petrus wees wat sy fokus op Jesus verloor het, terwyl hy op die water gekyk het en oorweldig was deur die wind en die golwe nie. Laat ons eerder aanhou om ons oë op hom gefestig te hou en die woorde van Judas te onthou. Hy sê hier in Judas 1 vers 24 sê, aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle struikel, en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye en ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen. Julle weet nie hoe vertroostend dit is vir my siel, om te besef dat die God wat ons het in die skrif, werklik is wie hy sê hy is nie. Dis nie 'n mite nie,
dit is 'n God wat werklik met ons is elke dag. Dat ek volkome en ten volle op hom kan vertrou. Hy is my algenoegsame verlosser. In hom het ek alles wat ek nodig het. Sy woord leer en onderrig my om volgens sy weë te leef wat volmaak is. Nie net goed nie, nie net wonderlik nie, maar volkome volmaak, al 100% vertroubaar en nooit verkeerd om my te volg nie. Dat ek te midde van chaos, hartseer, pyn, lyding, skuld en droefheid na sy woord kan hardloop en daar troos, rus, waarheid, lyding en lewe kan kry. Hy is nie iemand wat ons verlaat wanneer ons hom die nodigste het nie. O geliefde vriende, hierdie groot God van ons is magtig om ons van die diepste dieptes tot die hoogste hoogtes te kan red. En wanneer ons Psalm 119 bestudeer, sien ons duidelik dat God se woord voldoende is vir al die beproewings van die lewe en om ons reddend verenig met woord te hou, met God te hou. Hebreërs 7 vers 25 sê, dit is waarom hy ook volkome in staat is om hulle wat deur hom na God toe kom te verlos, omdat hy altyd leef om te wille van hulle in te tree. Dieselfde God wat alles geskep het, deur wie se woord ons leef en van wie ons geroep word om gehoorsaam te wees, is ook dieselfde God wat in sy woord bly van begin tot einde kan red. Maar nie net dit nie, dieselfde God wat oor ons regeer, wat ons roep om aan sy wil en sy weë te onderwerp, te midde van die lewe in 'n gefalle wêreld, is dieselfde God wat ook leef om vir my en vir jou in te tree. Laat ons daarom daagliks nader trek aan God, laat ons in sy woord bly, en laat dit vir ons 'n lewensnoodsaaklikheid wees waar ons nie sonder kan gaan nie. Geliefde broers en susters, julle het nou baie gesien van hoe ons God se woord elke dag nodig het. Ek hoop en bid dat julle gaan na hierdie psalm gaan kyk later en besef hoe dringend dit is dat ons in God se woord bly. Dit is iets wat ons nie sonder kan klaarkom nie. So, of jy iemand is wat elke dag jou Bybel lees, of jy iemand is wat nie eintlik weet waar jou Bybel is of hoe hy mee lyk nie. Wees vertroue dat hierdie woorde is waar. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die keuse wat ons vanoggend moet maak, is nie, moet ek my Bybel lees of nie, maar eerder, wil ek in die donker te leef, of wil ek op die pad van God se woord wys na lig toe stap. Charles Spurgeon sê, die Bybel is die spieël waarin ons onsself sien soos ons werklik is. Die wasplek waar ons gereinig word, die wapenkamer waar ons toegerus word, die gids waar volgens ons reis, die staf waarop ons steun en die troos waardeur ons staande bly. Mag ons na vandag ons Bybel optel, dit elke dag lees, nie uit 'n ritualistiese perspektief af, maar omdat ons werklik hom liefhet. Dat ons werklik wel weet dat ons kan nie hierdie pad stap sonder hom nie, sonder sy woord. Want hoe anders sal ons weet wat hy wil hê ons moet doen? Dankie Here vir hierdie wonderlike woord wat u vir ons bring, wat vir u vir ons gegee het. Ons is so pateties soms. Ons is nie betroubaar nie. Ons is lui. Ons partykeer luister meer na ons gevoelens. Partykeer hak ons kop uit wanneer die omstandighede van die lewe in 'n gefalle wêreld ons heeltemal oorweldig. Maar Here, ek vra asseblief, Here, hierdie pad is nou wat ons stap. Die wye pad is maklik, maar dit lei tot die dood. Here, help ons wat hier is sit vandag en help vir my om in die woord te bly, ongeag van hoe ek voel, ongeag van die omstandighede om my en om ons. En help ons om in die woord te bly op 'n daaglikse basis, want ons weet dit is noodsaaklik, sodat ons kan tot die einde gaan, sodat u vir ons kan sê, dankie, jy het goed gevaar,
jy is my seun en ek ken jou. Dat ons nie daar sal kom en hy sê, ek weet nie van wie julle is nie. En ek bid dat U saam met ons elkeen sal wees vandag en ons help op waar ons is in ons lewe. In Jesus naam, amen. Jesús, Jesús, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe, om net soos U te wees.